Baie welkom by Agapai Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Here, dankie dat ons kan sing van die goedheid vandag. En Here, ek weet, terwyl ons hierdie woorde sing, gaan dit nie noodwendig met almal goed wat hierdie sing nie, Here, dit gaan nie noodwendig goed met almal wat hier sit of ingeskakel is nie. Maar dankie Here, dat hierdie vandag 'n geloofsdeclaration kan wees, Here. Dankie vir die goedheid. Here, want as ons terugkyk op ons lewens, dan weet ons altyd het U nog vir ons gedra. En as dit nie vir U was nie, Here, dan was ons waarskynlik nie vanoggend hier gewees nie. En Here, omdat U ons altyd nog gedra het, Here, weet ons kan ook staat maak op die goedheid in die toekoms. Op môre, Here, en oor môre en dit wat vir ons voorlê, Here, want U verander nooit nie. Goed is nie iets wat U doen nie, Here. Goed is wie U is. Dis een van die absolute eienskappe. U is goed, U is genadig, U is barmhartig, U is goedertierend en U is getrou. Dankie Here Jesus dat ons vandag vir U kan sing en dankie dat ons hierdie vandag kan weet. En ek bid vandag, ek voel net op my hart om te bid spesiaal vir mense wat daaraan twyfel. Elkeen wat twyfel aan daai woorde, Here, dat U sal opdaag in die middel van daai omstandighede waarin hulle is. Dat U sal beweeg. En Here, dat U self ook sal kom openbaar aan hulle as 'n goeie God. Dankie Here dat ons kan weet vandag, selfs al gaan dit nie goed nie. U bly goed. En U sal altyd goed bly. En daarom, Here, kan ons die omstandighede face en die nie goed gaan in ons lewe, kan ons head-on face. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie, Here, dat ons dit vandag kan declare en proclaim in die plek. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. En almal sê saam. Amen. Dankie, worship team, vir die musiek. Dit is regtig so 'n blessing gewees. Nou terwyl ek so 'n paar wat is nou weke terug of is nou maande terug, terwyl ek in Atlanta sit vir 'n konferensie, toe sit ek en 'n klomp internasionale predikante en ons gesels oor die toestand van die kerk. En baie van die internasionale predikante, meeste van hulle van Europa af en dele van Amerika, hulle praat toe nou oor hoe lyk die stand van die kerk in hulle lande. En terwyl hulle so besig is om te praat, toe hoor ek hulle praat oor goed soos mense vertrou al hoe minder die kerk in hulle lande. En mense gaan al hoe minder kerk doen. Hulle sien die agteruitgaan of decline van attendance in hulle lande. Hulle sien dat al hoe minder mense noem hulle self volgelinge van Jesus. En terwyl hulle so praat, toe sit en luister ek en ek dink by myself, Suid-Afrika is altyd 'n hele klomp jaar agter Europa en Amerika en so aan. En ek dink toe by myself en ek sê dit ook vir hulle, wel Suid-Afrika is nog nie daar nie, maar ons is definitief 'n paar jaar agter julle en wat éventueel daar gebeur het, gaan éventueel hier by ons ook gebeur oor 'n paar jaar. En een van die ander predikante vra vir Europese predikante so, wat se advies het julle vir ons? Wat se raad het julle vir ons as mense in wie se lande dit nog nie gaan soos Europa of so nie? En een van die predikante kyk so na 'n oomblik van stilte ons so stip in die oë. En hy sê vir ons, moenie toelaat dat hierdie op julle watch gebeur nie. Moenie toelaat julle in Suid-Afrika dat hierdie op julle watch gebeur nie. Ons het toegelaat in Europa, ons het toegelaat op ander plekke dat hierdie op ons watch, of ons ouers het toegelaat of grootouers het toegelaat om op ons watch te gebeur. Ons kan nie toelaat dat hierdie in ons gemeenskap gebeur nie. Ons kan nie toelaat dat dit wat gebeur in Europa en ander lande, ons kan nie toelaat dat dit in Rustenburg gebeur nie, ons kan nie toelaat dat dit in Suid-Afrika gebeur nie. En ek sit daar so en dit raak my so diep hierdie woorde wat hierdie persoon gesê het. En ek dink vir myself, hierdie kan nie op ons watch gebeur nie. En wat kan ons doen as mense wat hier in Rustenburg bly? Wat kan ons doen dat hierdie nie op ons watch gebeur nie? Dit wat oorsee gebeur in Europa en baie plekke, wat kan ons doen om toe te laat dat dit nie gebeur nie? Ekskuus, en ek dink by myself, as ons nie wil hê dit moet op ons watch gebeur nie, dan dink ek, ons gaan moet aanhou fokus op een van die belangrikste komponente, een van die belangrikste bene van ons missie,
as 'n gemeente en as die kerk van die Here Jesus. En dit is, ons gaan moet aanhou om uit te reik en die volgende generasie te bereik. Ons gaan nie kan ophou, ons gaan nie kan toelaat dat die volgende generasie nie van Jesus hoor nie. Ons gaan nie kan toelaat dat die volgende generasie nie die goeie nuus in die evangelie van Jesus hoor nie. Ons gaan moet aanhou om die volgende generasie te bereik. En die wat dalk nie weet nie, dit is hierdie gemeente se hartklop, dis my hartklop. Dis ons hartklop dat elke een van die volgende generasie, of hulle nou pasgebore babas is, en of hulle nou Gen Z is, of hulle nou jong volwassenes is, dit maak nie saak nie, dat elke een van hulle die goeie nuus van Jesus sal hoor. Dat hulle sal weet, God is vir hulle. Dat hulle sal weet, ons as 'n kerk is vir hulle. Dat hulle sal weet, jy is vir hulle. En dat ons nie op ons watch sal toelaat dat daar 'n gaping sal ontstaan van hierdie generasie na die volgende generasie toe nie. En dis presies wat die skrywer van Hebreërs, ons weet nie wie die boek Hebreërs geskryf nie, maar dis presies wat hy op sy hart gehad het toe hy hierdie boek geskryf het. En hierdie ou wat Hebreërs geskryf het, skryf vir die Hebreërs en vir die lesers wat hierdie boek gelees het, die eerste lesers wat hierdie boek gelees het, skryf hy, en hy was bekommerd geweest, want hy het agtergekom, hierdie groep volgelinge van Jesus vir wie hy skryf, tussen hulle is dieselfde besig om te gebeur. Daar's besig om 'n gap te ontstaan tussen hierdie tweede generasie Christene en tussen die volgende generasie. Die volgende generasie is besig om weg te dryf, daar's 'n gap besig om te ontstaan. So hy het hierdie einste ding op sy hart en hy skryf hulle hierdie volgende woorde en ek wil dit graag vir jou lees. Hy skryf dit in Hebreërs 12 vers 1. Ek lees hom uit die 1933-53 vertaling. So as jy jou Bybel het, lees asseblief saam. En as jy die NLV het, of wat ook al jou vertaling is, lees hom saam. Maar ek lees hom hier, want ek hou van hoe hy begin. En as die oorspronklike vertaling begin hom ook so in Grieks. Hy begin met die woord daarom. Sien julle hom? Daarom net, daarom. Nou, die skrywer van Hebreërs skryf vir die groep mense wat hy besig is om te sien, hierso is 'n afstand besig om te ontwikkel tussen hulle en die volgende generasie. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop hardloop wat voor ons is. Nou jy sal sien, hy begin hierdie gedeelte met die woord daarom, soos ek nou net gesê het. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar ek het al geleer as jy in die Bybel 'n sin lees wat met die woord daarom begin, as 'n hoofstuk begin met die woord daarom, dan is dit belangrik om te weet waarom hy die woord daarom gebruik. En miskien weet jy hierdie nie, miskien weet jy hierdie, ek weet nie, maar die hele Bybel was oorspronklik geskryf as net een lang ding. Okay, so daar was klomp verskillende boeke gewees, maar elkeen van die boeke was net een lang aan een ding gewees. Eers baie eeue nadat dit geskryf is, het hulle paragrawe ingesit en verse ingesit, en dit was nie aanvanklik so gewees nie. So hierdie brief wat die skrywer skryf, die Hebreërs brief vir die groep Christene vir wie hy skryf, vir die tweede generasie Christene, dit was eintlik een lang ding gewees, dit was een lang brief gewees wat hy vir hulle skryf. En wanneer hy dan hoofstuk 12 begin met die woorde daarom, dan is dit belangrik om te weet dat hy wys terug na die vorige hoofstuk, hoofstuk 11, en is belangrik vir ons as ons wil verstaan waaroor hoofstuk 12 gaan, en die eerste dele van hoofstuk 12, is belangrik vir ons om terug te gaan en te gaan kyk, waaroor gaan hoofstuk 11, want hy gebruik die voegwoord daarom, hy verwys terug na hoofstuk 11 toe. Nou die van julle wat hoofstuk 11 al gelees het, dis 'n beautiful hoofstuk, en as jy dit nog nie gelees het nie, asseblief, as jy by die huis kom of in jou stilte tyd gaan lees asseblief Hebreërs 11. Ons noem die Hebreërs 11 die hoofstuk of die galery van die geloofshelde. So die skrywer van Hebreërs skryf van al die geloofshelde. Hy skryf stories van mense soos Noag en mense soos Abraham en Isak en Jakob en Moses, en so kan ons deurgaan. En die hele hoofstuk 11 is eintlik een ongelooflike ode aan hierdie geloofshelde, en hoe hulle ten spyte van swaar kry tye en terugslaa en moeilike tye aangehou het om in God te glo. Dit het swaar gegaan, daar was uitdagings, daar was challenges, maar hulle het nie opgehou glo in God nie. En meer as dit, hulle het nie opgehou om hierdie geloof van hulle oor te dra na die volgende generasie toe. Hulle het nie opgehou om hierdie geloof van hulle te transfer na die mense wat na hulle toe gekom het. Hulle het nie opgehou om die storie van God en die storie van geloof met die mense na hulle te deel nie. So die skrywer van Hebreërs skryf vir die hoofstuk 11 en dan skryf hy hoofstuk 12, die eerste vers wat ons nou net daarso gelees het. En wat hierdie vir my so profound maak is as ek en jy bietjie beter verstaan wie die eerste lesers van die brief Hebreërs was.
Wie die tweede generasie Christene was, die groep mense vir wie die skrywer van Hebreërs geskryf het. Nou, ek weet nie of jy hierdie weet nie, maar dit is mense wat intens en swaar vervolg is deur die Romeinse regering. Van hulle is selfs vervolg deur die Jode ook en die Joodse owerhede ook. En hulle is so swaar vervolg gewees, dit was vir hulle so moeilik gewees, dat hulle begin stoom verloor het. Hulle het begin moed verloor. Hulle het begin voel, ons dink nie ons gaan die geloof kan behou nie. Ons gaan nie kan vas staan nie. Hulle het begin slack, hulle het begin agterraak, hulle het op 'n stadium begin sê, weet jy wat, ons sien nie meer kans om die groot opdrag uit te voer om disippels van nasies te gaan maak nie. Ons sien nie meer kans, ons is moedeloos, ons sien nie meer kans om hierdie blye boodskap van Jesus te gaan vertel nie. Ons sien nie meer kans om hierdie evangelisasie ding te doen wat die Here ons geroep het om te doen nie. Dit is net te moeilik. Dit gaan net te swaar met ons. Ons sukkel om hierdie evangelie fakkel oor te dra. Ons gaan tou opgooi. Ons gaan ophou daarmee. Sien nie meer kans nie. En as jy wonder wat met hulle gebeur het, dit is nogals erg gewees. Hulle is gespot gewees voor mense. Hulle is uitgewerp gewees uit die samelewing uit. Hulle is finansiëel en sosiaal is hulle uitgesny en hulle is afgesny van die wêreld af daai tyd. Hulle is aangerand. Hulle is fisies seer gemaak hierdie mense. En baie van die mense is doodgemaak. Hulle is in arenas gegooi saam met leeu's en wilde diere. En soos ons gaan rugby kyk by Lofte, so mense kom na dit kyk om te kyk hoe word mense uit mekaar uitverskeer en dit was gewoonlik van hulle gewees. So ek neem hulle nie regtig kwaadlik dat hulle 'n bietjie moedeloos geraak het nie. Hulle was moedeloos gewees. Hulle het gevoel dit is net te rof, die aanslae te groot, die swaar kry te groot. Ons sien nie kans om aan te gaan nie. En dis wanneer die skrywer van Hebreërs vir hulle hierdie brief skryf. Dis wanneer hy in die midde van hierdie swaar kry, in die midde van hierdie uitdagings, in die midde van hierdie seer vir hulle die brief skryf en hy herinner vir hulle in hoofstuk 11. Hy sê vir hulle, kyk na die galery van die geloofshelde. Kyk na die mense wat voor julle gegaan het. Kyk na die mense wat die pad voor julle gestap het. Kyk na die mense, Abraham en Noag en Isak en Moses. Kyk na die mense, hulle het ook swaar kry beleef. Hulle het ook terugslag gehad. Dit was nie altyd vir hulle maklik gewees nie. Maar weet julle wat? They have kept the faith. Hulle het die geloof behou. Hulle het die wedloop gehardloop. Hulle het daai stokkie oorhandig na die volgende generasie toe en die volgende en tot by julle vandag. Hy skryf vir die groep Christene, hy sê, julle kan nie die geloof verloor nie. Julle kan nie nou opgee nie. Julle kan nie die generasie wees wat die stokkie drop nie. Julle kan nie die generasie wees wat die plotline verloor nie. Daar's te veel op die spel. Die boodskap van God, die goeie nuus van Jesus is in julle hande. En as julle dit nie gaan oorplaas na die volgende generasie toe nie, dan gaan die volgende generasie en daarop volgende generasies nie weet van God nie. En ek lees hierdie gedeelte weer vir jou my die NLV vertaling uit. Hy sê vir hulle so, in hierdie lig skryf hy dan vir hierdie woorde. Hy sê so julle wat die stokkie wil laat val, julle wat wil moed opgee, julle wat sê dis net te moeilik. Julle wat mense verloor het wat in arenas gegooi is en opgevreet is deur leeu's van julle familie. Julle wat ekonomies uitgewerk is, julle wat nie geld het nie, julle wat julle werk verloor het vir julle geloof. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag. Al hierdie baggage op julle, al hierdie goed wat julle so swaar op julle leen, wat maak dat julle voel julle kan nie aangaan nie, julle kan nie hierdie groot opdrag wat die Here Jesus vir ons gegee het vorentoe vat nie. Kom ons stroop al daai goed af, die goed wat ons spoed vertraag. Veral die sonde wat so maklike houvas op 'n mens kry. Jy sien hulle het lou begin word, hulle het agteruit begin gaan, sonde het weer stadig maar seker begin inkom. Daar het 'n apatie begin inkom en hulle het weer terug begin gaan na die ou weet toe. Julle weet soos Petrus, nê, nadat hy Jesus verloon het, wat doen hy? Hy gaan vang weer vis. Hy besluit hierdie ding het nie gewerk nie. Wat doen Adam en Eva toe hulle sonde doen? Hulle gaan kruip weg in die bosse, nê. Dis wat ons doen. As ons iets gedoen het, dan begin ons agteruit gaan, ons begin weg van God se dinge afbeweeg, ons verloor ons passie, ons verloor ons vuur, ons verloor ons ywer. Hy sê vir hulle, vir al die sonde wat so maklik, julle, dis maklik vir sonde om terug te groei, dis so maklik vir onkruid om in 'n tuin weer in te kom, nê. Hy sê vir al dit wat so maklik weer 'n houvas op mens kry, want dis wat sonde wil doen, die Satan wil 'n handle op jou lewe hê, want as hy 'n handle op jou het, dan kontrole hy jou, kan hy jou beheer. Dis die probleem. Hy sê, so moenie dat dit gebeur nie. Hy sê, kom ons hardloop met volharding. Kom julle, kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Julle, sê hy vir hulle, hier's vir ons 'n pad
wat God vir ons voorberei. Hier's 'n pad wat ons moet stap as volgelinge van Jesus. Die baan is vir ons voorberei. Kom laat ons nie uitsaak nie. Kom laat ons moed hou. Kom laat ons God dien. Kom laat ons aanhou om hierdie pad te stap. Kom ons stroop alles af. Moenie ophou nie. Stay in the game. Volhard in die geloof en hou aan om die goeie nuus en die boodskap van Jesus te deel met mense. En ek dink toe hulle hierdie gelees het, en soos jy ook dalk wonder is, hoe? Dis nice skrywer van Hebreërs. Hoe? Sê jy vir my wat in verdrukking is? Sê jy vir my wat challenges beleef? Sê jy vir my wat my eie lewe het om oor te worry? Nou het ek al die goed waar ek moet worry, in die tussentyd moet ek nou nog bekommerd wees oor ander mense ook in die storie te vertel. Hoe? Wat ek hierdie doen? En asof hy dit geweet het, antwoord hy sommer klaar hulle vraag en hy sê vir hulle, kom ek sê julle hoe, wil jy weet hoe? Gaan ons hierdie reg kry? Ons oë vasgenaal op die omstandighede, op die moeilike dinge, op die situasie waarin jy is, op die challenges wat jy beleef, op die min tyd wat jy het, op die aanslae en die teenkanting wat jy beleef. Nee, want hy weet, dis waar ons fokus altyd is. Ons fokus is op al hierdie goeders, ons het nie kans om eers op Here Jesus te fokus nie. Hy sê nee, ons oë vasgenaal op Jesus. Die voorganger, met ander woorde die een wat voor ons gehardloop het, die een wat ons vooruit gaan, die eerste een wat weggespring het in hierdie wedloop, en die volëinder, die een wat daar wag tot die heel laaste een gaan inkom. Die begin en die einde. Openbaring se skrywer Johannes noem dit die Alfa en die Omega, die eerste en laaste letters van die Griekse alfabet. Hy is die voorganger en volëinder van ons geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat daar voor hom gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op 'n ereplek langs God op die troon. So hulle vra, hoe gaan ons hierdie doen? En hy sê, kom ek sê vir julle hoe julle dit gaan doen. Haal julle oë van die mense af. Haal julle oë van die omstandighede af. En dalk sit iemand en sê, David, is nie so maklik nie. Wel, dit klink vir my volgens die Hebreërs skrywer is so maklik soos dit. Haal jou oog van die mens af. Want ons kry ons oog so baie op die mens. Ons oog is so vinnig op die mens. Iemand wat saam met ons die Here dien of ander persoon in ons familie of wat ook al dit mag wees nie. Ons oog is so gou op die mens. Hy sê skuif jou oë. Dawid sê ek slaan my oë op na die berge. Met ander woorde, ek het hier vasgekyk hier in die grond. Maar ek kies om my oë op te lig en op te slaan om af te kry van die mens af. Kry jou oë af van die omstandighede af is wat hy hierso sê. Kry jou oë op Jesus. Kry jou oë op die Here Jesus, die begin en die einde van ons geloof. Hou jou oë op hom en kyk na wat hy gedoen het. En wat het hy gedoen? En dis wat hierdie gedeelte vir ons sê. Hy het selfs die skande van die kruis, die pyn van die kruis het hy verdra. Hoekom het hy dit gedoen? Vir die vreugde, vir die blydskap wat daarvoor uitgewag het vir hom wat die Here Jesus is. Wat was die blydskap? Wat was die vreugde? Dat ek en jy gered sal word. Dat ek en jy 'n persoonlike verhouding met God sal hê. Dat die wêreld weer versoen sal kan word met God ons Vader. Wat was die vreugde? Wat was die blydskap wat Jesus vooruitgestel het? Dat die wêreld gered sal word. Want hy het gesê, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dit is my missie. Dit was die blydskap. En nou skryf hierdie skrywer van Hebreërs vir die ouens. Hy sê, hoe moet julle dit doen? Hou julle oë op Jesus en wat moet julle doen? Wees soos hy. Ja, ten spyte van die challenges, ja, ten spyte van die moeilike omstandighede, ten spyte van die tydperk waarin julle lewe, ten spyte van al hierdie dinge, wees soos Jesus. En sit julle oë op die blydskap van die dinge wat vir julle wag. Wat is die vreugde wat vir ons wag? Die vreugde wat vir ons wag, is dat jou kinders gered gaan word. Is dat jou kleinkinders eendag die Here gaan ken. Die vreugde wat vir ons wag is dat jou familie die Here gaan ken. Die vreugde wat vir ons wag is dat ons saam met ons geliefdes, saam met mense verenig gaan word. Die vreugde wat vir ons wag is die beloning wat die Here Jesus self vir elkeen van ons gaan gee by daai divine prysuitdeling wat vir ons wag daarbo. Want as jy Jesus ken, sê Romeine 8 vers 1, daar's geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Jy gaan nie daarbo staan en gaan ek in of gaan ek uit nie. Nee, as jy sterf met Jesus, gaan jy soontoe, maar dan gaan 'n divine prysuitdeling wees wat ons vir ons werke vergoed gaan word. Dis die vreugde wat vir ons voorlê. En ons gaan saam met mense soos Billy Graham daar staan. Wil dit net noem. Ons gaan saam met mense daar staan soos Paulus. Ek wil nie net 'n sertifikaat vir participation kry nie.
Weet daar by die prysuitdeling, dankie dat jy asemhaal, hier is weer 'n sertifikaatjie vir dit. Nee, ek wil nie dit hê nie. Kyk, ek wil nie in die hemel kom, is belangrik, al kom ek net daar en dis al waar ek wil wees, maar ek wil daarom soontoe gaan en ek wil hoor, die Here sê vir my, wel gedaan, getroue diensknegt. Oor min het ek jou aangestel en oor veel was jy getrou gewees. Dis die blydskap wat vir ons voor lê. So die skrywer van Hebreërs sê, net soos Jesus nie gefokus het op al die hier en die nou goed nie, maar op die blydskap dat ons God sal ken, julle byt vas, hou moed en fokus op dit wat op pad is vir julle, die blydskap wat God vir elkeen van julle voorberei het. Maar as iets wat ons miskyk in hierdie gedeelte, ek weet nie van jou nie, maar ek het dit al misgekyk. En ek wil gou jou aandag vir 'n oomblik op dit vestig. En ons lees so maklik hierdie skrifgedeelte vanuit 'n westerse individualistiese bril. En ons lees hierdie ding van, ek moet die wedloop hardloop, en ek moet in my baan bly, en ek moet my beste gee, en ek moet fokus op die blydskap of die wenstreep wat daarvoor is, en ek moet hierdie ding, en ek. En dis nie verkeerd nie, dit is definitief deels van wat hy vir ons sê. Maar besef jy, hy skryf vir ons hierso in die meervoudsvorm. Die skrywer van Hebreërs praat nie met 'n individu hierso nie. Die skrywer van Hebreërs praat met 'n groep mense. Hy praat met 'n hele kerk. Hy praat met 'n totale geloofsgemeenskap. Het jy die woorde raak gelees? Ons en laat ons is die woorde wat gebruik word. Nie jy of ek nie. Laat ons dan die wedloop hardloop. Laat ons oë gefokus hou op Jesus. Hy praat met 'n groep mense hierso. En wat hy uiteindelik hierso sê, is hy sê, luister, jy hardloop nie hierdie wedloop alleen nie. Dis nie net jy en jouself nie. Hierdie opdrag wat ek vir julle gee ek vir 'n totale generasie. Ek gee dit vir 'n totale gemeente. Ek gee dit vir 'n totale groep mense. Hier is nie iets net wat jy moet doen nie, dis iets wat ons moet doen as 'n generasie. En 'n ander ding wat hier so uitkom is, dis nie net 'n naloop hierdie nie, dis nie net gou 50 meter sprint of 'n 100 meter sprint hierso nie. Nee, hierdie is 'n aflos. En die reis waarin jy is 'n aflos wat al vir baie eeue aan die gang is. En julle as 'n groep mense is net op hierdie skof van die aflos. En terwyl julle in hierdie tyd, op hierdie oomblik, in hierdie skof van hierdie aflos is, het julle 'n groot verantwoordelikheid en 'n groot mandaat van God af om hierdie aflosstokkie in hierdie skof waarin julle is as 'n gemeenskaplike generasie en geloofsgemeenskap aan die volgende generasie te oorhandig. Dis wat hy hierso sê. Ons moet hierdie wedloop aan die gang hou. Julle, ons kan nie die generasie wees wat die wedloop of aflosstokkie van hierdie wedloop laat drop nie. Hy sê dit vir destydse lesers, maar hy sê dit vandag vir Agape gemeente. Ons kan nie die mense wees wat daai stokkie laat val en ons tog om dit oor te gee vir die volgende generasie nie. En indien jy vergeet het hoe dit lyk as mense die aflosstokkie laat val, wil ek hê jy moet gou hierdie volgende klip kyk. Hy's net oor 'n minuut lank en dit is in die 2008 Beijing Olimpiese spele toe die Amerikaanse vrouespan gediskwalifiseer is omdat hierdie met hulle gebeur het. So kom ons kyk hom gou. Strikes twice at National Stadium for both the U.S. relay teams. Just moments after Darvis Patton failed to make the exchange with Tyson Gay in the men's 4x100 meter relay, the American women take to the track. Angela Williams to run first, followed by Michelle Lewis, Tori Edwards, and then Lauren Williams. Angela Williams out fast and makes the exchange cleanly with Michelle Lewis. Michelle Lewis with the second leg running on the inside lane, lane 1. She makes the handoff with Tori Edwards. Tori Edwards running the third leg for the U.S. women. Tori Edwards running well, but watch what happens here as she tries to make the exchange with Lauren Williams. Disaster strikes again. They drop it. Lauren Williams goes back, retrieves the baton, but crosses the finish line last, 4 seconds after the 7th place team from Italy. This heat would be won by the Belgians, while the second heat would be taken by the Jamaicans. But what all this means is that for the second consecutive Olympics, the U.S. will not win gold in either the men's or women's 4x100 meter relay. Before that, the Americans had always won at least once. But disaster striking now once
but twice at National Stadium for the American relay teams. Jy raai mense se gesigte gesien? Dis nie lekker as die stokkie val nie, né? En die rede hoekom hierdie gebeur is omdat dit nie in 'n aflos daaroor gaan wie eerste is nie. Dis nie omdat dit gaan daaroor om te kyk wie die beste doen of vir 'n individu om te shine nie. Dit gaan daaroor dat die stokkie suksesvol oorgegee moet word. Dis die punt van 'n aflos, is hoe die stokkie oorgegee word na die volgende persoon toe. En ek dink dis kind of wat die Hebreërs skrywer hierso sê. Hy sê, ja, julle het moeilike omstandighede, ja, dis taaf, ja, dis moeilik. Ja, daar's so baie uitdagings in vandag se lewe. Maar dit gaan nie daaroor net dat ek en jy moet hemel toe gaan nie. Dit gaan nie daaroor dat net ek en jy moet wag vir die Heavenly Express eendag nie. Dit gaan nie daaroor dat net ek en jy moet sit en wag om eendag daar te kom nie. As jy gered is, gaan jy in die hemel kom. As jy gered is, gaan jy daar kom. Dit gaan daaroor dat ons, nadat ons gered is in die wedloop is, dat ons daai stokkie suksesvol sal oorgee na die volgende generasie toe. En dat ons sal aanhou om te hardloop in hierdie wedloop van die lewe, in hierdie aflos van die lewe. En sal aanhou om getrou dit oor te gee. En dis hoekom die skrywer Hebreërs 11 dink ek ingesluit het in die boek Hebreërs, daai galery van die geloofshelde, want dit is eintlik maar net die storie van 'n aflosstokkie van geloof. Die storie van God wat suksesvol oorgegee is van die een na die volgende, na die volgende, na die volgende generasie, tot in die tyd van die ouens wat die brief Hebreërs die eerste keer gelees het, en van daar af tot by ons vandag. En net soos hy vir die lesers, die eerste lesers van Hebreërs 12 sê, gee daai stokkie aan, moenie ophou nie, moenie die stokkie drop nie, moenie die bal drop nie. Sê hy dit vandag vir elkeen van ons Agape gemeente. Sê dit vandag vir ons, dis ons beurt, dis ons skof, dis ons tyd, om die goeie nuus en die geloof en die storie van Jesus Christus van verlossing, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het, dat hy mens vrymaak, dat hy vir jou uitnooi na sy hoofletter lewe toe. Dis ons beurt om daai storie te gaan vertel. Dis ons beurt om daardie stokkie te oorhandig aan die volgende generasie. En een van die mooiste voorbeelde vir my van dit is as ek dink aan my oupa. My oupa het al baie oor hom gepraat, hy's 'n rolmodel in my lewe gewees. En hy was 'n dominee gewees, hy is so 4 jaar terug oorlede, op die ouderdom van 98 jaar oud. En ek het sy Bybel, het ek saamgebring vandag. En dis al wat ek eintlik van hom wou gehad het, ek het baie boeke en goed van hom gekry, maar hierdie was sy Bybel, hy het 'n paar gehad, maar hierdie was die een wat hy die laaste jare gehad het. Dis hoe hy lyk. En as jy sy Bybel oopmaak, dan sien jy hier in sy eie handskrif, ek kan nie vir julle wys, die hele Bybel is onderstreep. Maar voor in sy eie handskrif het hy geskryf, op 5 September 1946 het God uit genade my siel gered. Dankie Vader daarvoor. 1946 in Pretoria het my oupa na tentdienste toe gegaan en daar was 'n predikant wat 'n uitnodiging gemaak het en hy het sy hart vir die Here gegee op die 5de September 1946. En daarso het die Here sy lewe kom verander. En my oupa het gegaan en hy daai stokkie het hy gevat en hy het die geloofswedloop gehardloop met alles wat in hom is. En daai stokkie het hy oorhandig aan my maale. En my maale het daai stokkie aan my oorhandig. In 1996 het ek my lewe vir die Here gegee, toe ek in graad 6 was. En ek het die wonderlike voorreg om hierdie stokkie, en ons is besig om dit te doen, om hierdie stokkie te oorhandig aan my 2 kinders wat hier op die mat lê en besig is om in te kleer. Ek het die voorreg om dit te kan doen, omdat een man 'n besluit geneem het in 1946, die 5de September, hy het dit gedokumenteer in sy eie handskrif, is daar 4 generasies wat die Here ken. Is daar 4 generasies wat glo in God. Is daar 4 generasies en die Here kom praat so met my en die Here sê vir my, Dawie, moenie jy die generasie wees wat hierdie stokkie drop nie. Moenie jy die een wees wat hierdie laat val nie. En julle, dis presies wat ons hierdie week met kinder- en jeugfees gaan doen. As jy wonder wat die why is, hoekom 'n hele diens aan dit wy en volgende week dieselfde? Soveel besoekers wat ons gaan join volgende week. Hoekom al hierdie effort insit? Hoekom 200 volonteërs? Hoekom soveel finansies? Hoekom soveel moeite doen? Want dis presies waar dit vir ons gaan en dit is presies wat ons wil bereik. En nie net volgende week nie, julle. My begeerte en my droom is dat dit nie 'n week sal wees en dan stop dit nie. Maar dat ons na hierdie kinder- en jeugfees week sal aanhou
en aanhou om die volgende generasie in hierdie gemeente ons prioriteit te maak, dat ons sal aanhou om daai stokkie oor te gee vir die volgende generasie. So ek wil jou vra in hierdie week wat kom, wil jy jouself nie ten volle gee hiervoor nie? Wil jy nie jouself ten volle gee nie? Wil jy nie bid hiervoor nie? Nie bid dat kinders gered sal word nie? Wil jy nie bid dat hierdie stokkie reg oorgegee sal word nie? Wil jy nie jou gawes gebruik nie? Wil jy nie jou energie gebruik en jou tyd gebruik en jou finansies en al jou resources gebruik en ten volle invested wees hier nie? Elkeen van die volunteers wat hier sit, elkeen wat ons gaan join hierdie week, kom ons gee onsself ten volle vir die missie. Want ons kan nie die generasie wees wat die aflosstokkie laat drop nie. En ek weet jy's besig en ek weet jy challenges en ek weet dis moeilike tye en ek weet die petrolprys en ek weet van die oorlog in Iran en dan begin en dan eindig hy en dan gaan hy aan en mens weet nie wat daar aangaan nie. Ek weet van al hierdie dinge, ek ervaar dit self ook. Maar die skrywer van Hebreërs sê vir ons kan nie toelaat dat dit ons verslap nie. Kan nie toelaat dat dit ons verswak nie. Kan nie maak dat ons hierdie stokkie laat val soos ons in daai klip gesien het nie. Kan nie gebeur nie. Ons moet die stokkie oorhandig en vir die volgende generasie sê, die Here het vir julle 'n fantastiese lewe beplan. In Johannes 10 vers 10, hoofletter lewe. En een van die mooiste voorbeelde wat ek in die woord van die Here kry van iemand wat 'n stokkie oorhandig het, is wanneer ek in die tweede brief wat Paulus vir Timoteus, die jong Timoteus, hy skryf vir hom 'n brief en hy sê vir hom die volgende woorde. Paulus sê dit, hy sê, ek dink terug aan jou, dis nou Timoteus, se opregte geloof. Eers het jou ouma Louise of Lois, ek is nie seker hoe dit uitspreek nie, en jou ma Eunice of Eunice, Lois of Eunice of Louise en Eunice, net soos jy dit wil sê, hierdie geloof gehad. En daarvan is ek seker, jy het dit ook. Paulus sê vir Timoteus, ek dink terug aan jou opregte geloof. Jou opregte geloof impres my jong man, maar ek weet, hierdie geloof het jy iewers gekry. Iemand anders het eers hierdie geloof gehad en hulle het dit aan jou oorhandig. En dit was jou ouma Louise gewees en sy het daai stokkie gevat en sy het dit oorhandig aan jou ma Eunice en jou ma Eunice het dit aan jou oorhandig Timoteus. En wat jy doen Timoteus is jy impres my so want jy's besig om daai geloof weer te oorhandig aan die volgende generasie. En weet jy wat? Daar's soveel kinders en daar's soveel tieners in Rustenburg wat nie Louise en Eloise in hulle lewe het nie. Daar is nie kinders in hierdie dorp wat ouers het of oupas het soos 'n oupa Louis of wie ook al wat hierdie stokkie vir hulle gaan aangee nie. En dis hoekom dit ons as 'n gemeente se verantwoordelikheid is om daardie mense te nooi, die unchurched, mense wat nie in 'n kerk is nie, kinders wat nie die Here ken nie. Ons is 'n gemeente wat 'n passie het vir mense wat nog nie hierso is nie, wat nog nie deel is van kerk nie. Dis hoekom ons hulle uitnooi, dis hoekom ons alle brûe na hulle toe bou om hulle daar te probeer kry. En ons moet daai stokkie vir hulle oorgee, want daar is nie 'n Louise of 'n Eunice wat dit gaan doen nie. Daar is nie 'n Timoteus nie. Ons moet daai Timoteus wees. En dit is vir my so 'n mooi voorbeeld. Wil jy sien hoe jong mense opreg die Here dien? Wil jy beïndruk word deur jong mense se geloof? Wil jy sien hoe 'n generasie opstaan en hierdie land verander? Wees daai Louise, wees Eunice, wees Timoteus, wees Paulus. Vat die baton en gee hom oor in hierdie generasie. Julle, dis vir my absoluut ononderhandelbaar. As julle pastor is dit vir my ononderhandelbaar om dit nie te doen nie. Hoekom? Want ons glo die geloof van die volgende generasie is alles werd. Dis nie 'n sideline issue nie. Die geloof van die volgende generasie is alles werd vir ons. Hoekom? Want soos ek nou gesê het, ateïsme is altyd net een generasie weg. Weet jy dit? Ateïsme is net een generasie weg. As jy ophou praat, gaan jou kinders nie weet nie en jou kleinkinders gaan niks van God af weet nie. Dis wat in Europa gebeur het, 1945, die groot reset het mense ophou praat oor God en ons sien, soos ons predikante gesit en chat het, wat die situasie is. En ons ouens wat amazing werk daar doen en is amazing om te sien hoe daar besig is om in een van die mees sekularistiese lande in Europa soos Nederland is daar besig om 'n ontwaking te begin. Die Here is besig om te werk. Wil jy dit nie ook in Suid-Afrika sien nie? Ek het 'n begeerte, ek het 'n droom om hierdie te sien. So julle, hierdie kan nie op ons watch gebeur nie. Dit kan nie 'n tweede Europa word nie. Dit kan nie downhill gaan op ons watch nie. En ek kan nie namens die ander gemeentes in Rustenburg praat nie, maar ek kan net namens hierdie gemeente praat. Dit kan nie op ons watch wees nie. En miskien sit hier dalk iemand vandag wat sê, maar Dawie, weet jy hoe is die volgende generasie? Het jy ooit actually Gen Z ontmoet?
Ek weet jy's baie Gen Z's vandag, ek baie mooi baie mooi my woorde kies, maar jy's baie ouer mense wat sê, ken jy Gen Z? Hulle is irriterend. Hulle kyk jou nooit in die oë nie. Hulle is altyd op die voetjies besig. Hulle is altyd op TikTok of TikTok of wat het Trump in die week gesê besig. Verstaan ons die hele tyd met hierdie goed besig. Hulle is entitled, hulle is altyd moeg en uitgebrand en so aan. Weet jy wie is hierdie generasie? Ek weet nie of jy dit weet nie, maar Gen Z het selfs hulle eie Bybelvertaling. Weet julle dit? Ek wil hê met die prentjie vir my daar op die skerm gou sit, nê? Daar sê New Testament, dis op Amazon wat ek hierdie screenshot gevat het. The New Testament for Gen Z, unofficial ChatGPT translation for Gen Z. Okay, jy kan die Bybel koop. Okay? En Browser Smith het dit uitgegee. Toe dink ek, nou kom ek vat sommer een versie uit dit uit en ek lees vir julle, net so een sinnetjie en ek is regtig van en ek gaan jou nie aanbeveel om die Bybel te koop nie, want soos ChatGPT dit vertaal, so daar's geen scholars wat besig is hiermee nie. So kom ons sit daar, so eers die vorige weergawe. So hier is die oorspronklike teks, nee. Hy sê, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Gen Z vertaling volgens hierdie Bybel. So Jesus bounced from the temple and his crew rolled up to him flexing the sick architecture of this place. Okay. So hier's baie mense wat hier sit en sê, jy sien, dis wat ek sê van Gen Z, ek verstaan hierdie generasie nie. En ek weet ons volgende generasie, die volgende generasie is nie net Gen Z nie, ek weet dis almal van pasgebore babas, Generation Alpha tot Gen Z. Ons pik nou net so 'n bietjie op Gen Z, nee. En so ek sê asseblief moenie hierdie vertaling gaan kry nie. Ek dink nie dis 'n akkurate weerspieëling van die woord van God nie. Maar ek weet as ek vandag vir jou vra om die stokkie te oorhandig, die evangelie van Jesus, die storie van Jesus, die goeie nuus van Jesus te oorhandig aan die volgende generasie, dan weet ek vra van jou 'n groot vraag. Ek weet dis 'n big ask wat ek van jou vra vandag. Ek wil vandag vir jou sê, die generasie wat na ons is, hulle geloof is vir ons alles werd. Dis vir ons alles werd. Weet dis rof, en jy sit dalk vandag en jy het jou vooropgestelde idees oor die volgende generasie, het jou eie prentjies oor die generasie, maar besef jy dalk vandag jou vooropgestelde idees oor die volgende generasie kan jou dalk weerhou om hierdie te doen. Besef jy jou vooropgestelde idees oor die volgende generasie kan dalk jou verhinder om die stokkie oor te gee. En dis hoekom ek dink is so belangrik vir ons om vandag daai besluit te neem. So ek weet as ek dit van jou vra, almal van ons kan nou nie 'n youth pastor gaan word nie. Almal van ons kan nou nie skielik 'n kinderwerker word nie, nê? Ek hoop daar's van ons wat dit doen. Ek hoop iemand praat vandag met die Here en sê ek wil jou roep om voltyds te werk met die volgende generasie, maar dis nie wat ek verwag van jou nie. Ten slotte, wat verwag ek van jou? Wat verwag die Here van ons? Hoe kan ons die stokkie oorgee na die volgende generasie toe? Ek wil ten slotte 3 vinnige maniere met jou deel. En weer eens, dis iets wat jy elke dag kan doen, dis iets wat almal van ons kan doen. En dis nie nodig van jou om jou werk te los of jy weet nie skole in te gaan of wat ook al. En as die Here met jou praat om dit te doen dit asseblief, nee, kom praat met my na die tyd. Maar die eerste manier hoe ek en jy dit elke dag kan doen is dis waar dit begin. Bid. Hoe gee ons die stokkie oor? Ons bid vir die volgende generasie. Ek wil nie ons met enige ander stap vat as ons nie hierdie ons eerste stap gemaak het nie. Julle gebed is nie ons laaste resort nie. Dit is ons first response. Dit verbaas my altyd so as mense sê al wat ons nou kan doen is bid. Dan dink ek ja, jy is in 'n terrible predicament. Jy het net die God van hemel en aarde om jou nou te help. Jy weet dis wat mense baie keer dink, dit moet nie die laaste uitweg wees nie, dit moet ons eerste uitweg as 'n gemeente wees. Want wanneer ons besig is om te bid, dan verklaar ons, Here, ons kan dit nie sonder U doen nie. Here, net U kan mense red. Here, net U kan mense verander, en ek het dit in my beroep so geleer al. Ek kan niemand verander nie, ek kan jou nie verander nie. Ek breek my longe uit hier voor Sondag en al Sondag en baie mense verander nie. Nou, ek kan jou nie verander nie. Net die Here kan jou verander. En as ons bid, dan sê ons, Here, ek trust U om te verander. Ek trust U om 'n deurbraak te doen. Ek trust U om mense te beweeg. Ek trust U, Here. Wat moet ons bid, julle? Wat moet ons bid? Bid dat jong mense in die volgende generasie gered sal word. Kan ons dit as 'n gemeente begin bid, nie net hierdie week nie, maar elke week na hierdie week?
Kan ons as 'n gemeente begin om te bid vir redding vir jong mense? Kan ons begin bid dat jong mense wat wel gered is, dieper met die Here sal gaan? Kan ons begin bid dat jong mense Christ-like lewens sal begin leef? Ek dink ons moet bid soos Paulus vir Timoteus in sy eerste brief geskryf het, skryf hy die volgende woorde. Hy sê vir hom, moenie dat enige iemand minder van jou dink omdat jy jonk is nie. Dit is altyd my go-to vers gewees as mense issues het met youth ministry. Hy sê maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges deur wat jy leer en manier waarop jy lewe en jou liefde, jou geloof en jou integriteit. Wat gaan gebeur as ons begin bid vir jong mense? Here, ons bid dat jong mense 'n voorbeeld sal wees vir medegelowiges. Ons bid dat jong mense 'n voorbeeld sal wees in die manier hoe hulle lief is vir ander mense en vir God. Ons bid dat jong mense 'n voorbeeld sal wees in die manier wat hulle geloof het en die Here trust vir major goed in die wêreld om te gebeur. Dat hulle 'n voorbeeld sal wees in die manier wat hulle integriteit het en rein lewens leef. Here, ons bid vir die volgende generasie. Ons lê hulle voor U. Dat hulle 'n voorbeeld sal wees, dat hulle U lig sal reflekteer. Dat hulle sal skyn van Jesus daar waar hulle gaan. Dat ons sal bid vir jong mense, dit wat ek baie keer vir my kinders bid en baie keer as ons saam bid, dan laat ek hulle self hierdie woorde bid. En daai woorde is, Here, help asseblief hierdie kinders om te doen wat reg is. Al is dit ook hoe moeilik. Here, help asseblief hierdie generasie om te doen wat reg is, al is dit hoe moeilik. En weet jy, hier is die cool ding. Hoe meer ek en jy vir hierdie volgende generasie begin bid, hoe meer ons hierdie dinge vir hulle begin bid, hoe meer ons hulle voor die Here lê, begin daar iets in jou hart skuif. En jou vooropgestelde idees, ek het nou 'n klompie van dit genoem, hulle is editerend en hulle is entitled, wat ook al, skielik begin dit skuif. Skielik begin jy compassion in jou hart vir hulle skry. Skielik begin jy 'n passie vir die volgende generasie kry. Skielik kom jy agter ek raak minder judgmental en veroordelend, want hoe meer jy bid, is moeilik om iemand sleg te sê en vir hulle te bid 5 minute later. Of hulle te bid en hulle sleg te sê net na dit. Dis regtig moeilik. Het jy dit al probeer? Dis moeilik om dit te doen, hè. Bid vir hulle. Die tweede ene is spoor hulle aan. Spoor hulle aan. En ek dink as ons vir hulle gaan begin bid, dan gaan hierdie tweede een makliker wees. Jy weet, hierdie volgende generasies hoor net die hele tyd hoe hulle besig is om die merk te mis. Hulle hoor net die hele tyd hoe hulle besig is om die balle te laat val. Hulle hoor net die hele dag al die goed, maar as ons die stokkie vir hulle wil oorgee, moet ons nie net vir hulle bid nie, ons moet hulle begin aanspoor nie. Ons moet hulle aanmoedig, ons moet lewe oor hulle begin spreek. Ons moet die beste glo van hierdie generasie van ons kinders, van geboorte af tot en met jong volwassenes. Daar was 'n studie gewees, Harvard professor Robert Rosenthal het hierdie studie gedoen. En wat hy gedoen het, hy het 2 groepe average studente, gemiddelde studente het hy gevat. En hulle is eintlik, praat ons nou maar in Amerika van students, maar dit was hoërskoolkinders gewees. En hy het na hulle onderwysers toe gegaan en hy het die een groep se onderwysers gesê, die onderwysers het nie geweet dis net gemiddelde kinders nie. Hy het vir die onderwysers gesê, die eerste groep is bo-gemiddelde superbriljante kinders. En die tweede groep kinders het hy gevat en hy het gesê vir die onderwysers, hulle is net gemiddelde kinders. En uit hierdie hele proses het hy vir 2 jaar getrek en ek wil hierdie met jou deel. Aan die einde van daai 2de jaar, toe het die tweede groep, die eerste groep, die wat hy gesê het is hoogs briljante, geniale kinders. Ek wil hier nie verkeerd kry nie, hy het gesê 80% van hulle se IQ het met 10 punte gestyg. 10 punte gestyg, net omdat hy vir hulle gesê het, vir die onderwysers gesê het, hierdie kinders is bo-gemiddeld, hierdie kinders is briljant. En wat sê dit vir ons? Die gevolgtrekking is eenvoudig dit, die verwagtinge wat ons van ons kinders het, beïnvloed hoe ons hulle gaan behandel. Want die onderwysers het geglo, daai kinders is bo-gemiddeld, so hulle het soos bo-gemiddelde kinders behandel, hulle het bo-gemiddeld met hulle gepraat, en hulle het bo-gemiddeld opgetree. En dis hoekom ek sê, ons moet die volgende generasie aanspoor en lewe oor hulle spreek, nee? Wat ons oor hulle sê, en uiteindelik hoe ons hulle hanteer, gaan uiteindelik lei tot wat hulle oor hulle self glo. Ander skrywer in naam Tim Elmore het 'n boek geskryf, Gen Z Unfiltered, dis die boek wat hy geskryf het. Hy het die volgende woorde gesê, ons verwagtinge en oortuigings is 2 van die belangrikste faktore wat die sukses van Gen Z bepaal. Ons verwagtinge en ons oortuigings, van wat jy verwag en hoe jy hulle hanteer vanuit jou oortuigings uit, is hoe hulle gaan optree.
En dit is my so amazing as jy na die Here Jesus kyk. Hy het 'n jong groep mense gehad. Dit was nie senior burgers gewees wat hy gehad het nie. Hulle was jong mense. Hy self was 30 jaar oud gewees. Jesus het presies dieselfde gedoen. Hy het in hulle ingespreek. Hy het nie hulle hanteer soos hulle is nie. Hy het hulle hanteer soos hulle kan wees. Hy het potensiaal oor hulle gespreek. Dink aan Petrus. Hy sê vir Petrus, jy is die rots op wie ek my kerk gaan bou. En toe hy dit vir Petrus sê, was Petrus 'n rots? Nee, hy was maar soos dryfsand. Hy het Jesus verloon en hy droog gemaak en al die goed. Daar was niks rots-like standvastige eienskappe in Petrus nie, maar Jesus sê, jy is die rots. Ek sien dit in jou. Ek spreek dit oor jou. Waarop my kerk gebou gaan wees. Kan ons dit nie met die volgende generasie doen nie, julle? Gaan hulle droog maak? Absoluut. Het jy droog gemaak? Jep. Ek sommer vir jou antwoord. Ja, jy het. Kyk, ek ook. Sit ons, ja, jong, ek wonder. Ja, jy het. Het jy die bal laat val? Ja, jy het. Gaan hulle misluk? Gaan hulle foute maak? Natuurlik, maar kan ons nie dat dit hulle definieer nie? Kan ons nie dat dit die label wees wat ons rondom hulle sit nie? Want jy sien wat ons as volwassenes baie keer doen, is ons beoordeel onsself op ons intensies en ons beoordeel ander mense op hulle aksies. Ek beoordeel jou op grond van jou aksies, maar ek beoordeel myself op my intensie. Moenie na my aksies kyk nie, kyk na my hart. Jy het al in gesprekke gehoor, hoor my hart. Nie kyk na my dade nie, maar ons doen dit met ander mense, doen ons dit so. En dan die laaste een waarmee ek wil afsluit, is spandeer tyd saam met hulle. Spandeer tyd saam met hulle. Daar's geen plaasvervanger vir dit nie. En soos julle kan sien, al drie hierdie goed is wat ons hierdie week gaan doen by kinder- en jeugfees. Ons gaan lewe oor hulle spreek. Ons gaan vir hulle bid. Ons gaan tyd saam met hulle spandeer, maar na hierdie week is my begeerte dat ons as gemeente nog steeds dit sal doen. Dat ons tyd sal spandeer, fisies, saam met hulle tyd spandeer, maar ook as dit nodig is, digitaal tyd saam met hulle sal spandeer. Ons droom is dat ons in hulle lewens sal belê. Dat ons hulle sal coach. Dat ons hulle sal mentor. Dat ons hulle sal disciple van hoe dit lyk om Jesus te volg. Dit is vir my so belangrik dat die volgende generasie weet dat God is vir hulle. Dat ons as 'n gemeente is vir hulle. Dat jy vir hulle is en dat hulle dit weet. En jou tyd wat jy saam met hulle spandeer gaan dit sê, want ek kan nie dink dat mense gaan glo dat jy vir hulle is as jy nie saam met hulle is nie. Het is belangrik om saam met mense te wees. Hulle kort mense wat hulle na Jesus toe kan point. Want hulle almal wonder, waar pas ek in? Hulle almal probeer hulle plekkie ontdek hier so op aarde. Hulle almal is op soek na hulle identiteit. Hulle almal skarrel rond en wonder, wie is ek? Waarheen gaan ek? Wat is my purpose in die lewe? En dit het mense nodig wat hulle aan die hand kan vat en tyd saam met hulle spandeer en wat vir hulle sê, luister by die huis of by die kerk of by die werk of sportveld. Ons is vir julle. Jesus is vir julle. En dit is wat hy vir julle wil doen. En by the way, ek weet nie of jy dit weet nie, maar ons is nou